Goeiedag. Die sewende lewensveranderende geloofswaarheid wat professor van Rabat uitlig is: ontdek God se padkaart vir jou lewe. Mense het regte, menseregte. Verlede Vrydag was juis weer Menseregte Dag. Dis die filosofie van ons tyd. Dit beteken ook natuurlik dat die mens die reg het om self oor alles te besluit. Vryheid van spraak is tog 'n basiese mensereg. Wie dus vir iemand wil voorskryf, begaan 'n doodsonde. Menseregte sê tog ons is almal gelyk. Hoe kan die een wil voorgee dat hy meer of beter weet as die ander? Autoriteit is beslis nie meer 'n gewilde woord nie. Dis juis hier waar die godsdiens met die filosofie van die tyd bots. Met menseregte staan die mens in die sentrum. Met godsdiens is die sentrum God se plek. En as 'n mens erken dit is God se plek, kan hy nie meer self besluit wat reg of verkeerd is nie. Dis God se werk. Dan kan 'n mens maar net luister. God het immers die autoriteit om vir mense te sê wat hy van hulle verwag. In plaas daarvan dat hy na hulle moet luister, asof hy maar net een van hulle is, moet hulle na hom luister. En dit wil baie mense vandag nie meer so graag doen nie. Gelukkig bots God se wil en menseregte nie so baie nie. God het immers die mens gemaak. Daarom wil hy graag hê dit moet goed gaan met hulle. Dit wil menseregte ook. Dit moet met die mens goed gaan. Beide praat van liefde, vrede, geluk en so aan. Maar hulle padkaarte om by die vrede en geluk uit te kom, verskil. Jesus het vir ons God se padkaart na vrede en geluk gebring. Daarom word hy die weg, die waarheid en die lewe genoem. Wie dus die waarheid soek, wat na die ware lewe lei, moet dit by hom gaan soek. En dit beteken dat ons as mense nie die waarheid self kan uitdink nie, maar dit net kan ontvang, by Jesus kan ontvang. En hoe lyk hierdie padkaart van God vir ons lewe? Jesus het daardie padkaart gevolg en gewys hoe dit lyk. Die roete is die roete van liefde vir ander mense. Die pad is besaai met genade, vergifnis, geduld, goedheid. Dis ook waarvan ons in die wet van die Here hoor, as hy sê dat ons nie mag doodslaan of steel nie. Dis die pad wat God wil hê ons ook moet loop. Maar die pad het ook grense. Die liefde kan nooit bly wees oor dinge wat God nie gelukkig maak nie, al wil mense dit graag hê of doen. Ware liefde is altyd liefde wat God in die eerste plek gelukkig maak. As iemand dus dinge doen waarvan God nie hou nie, kan die liefde die persoon nie maar net vriendelik op sy pad aanhelp nie. Ware liefde trek by sonde en streep. Liefde hou dan nie op of draai weg nie, maar gaan oor die streep met een doel, om die ander persoon weer aan die regte kant van die streep te kry. Dit is dan deel van die liefde om vir daardie persoon te sê hy is op die verkeerde pad en alles te doen om hom weer op die regte pad te kry. Al beteken dit dat daar dalk harde woorde val. Maar al die pogings en selfs die harde woorde is net hard omdat dit in liefde toegedraai is. Liefde van die ander persoon weer aan die kant van God wil kry. God laat nie sy kinders sonder 'n padkaart in die lewe nie. Neem die padkaart saam op jou lewensreis. Dit sal jou help om by die regte plek uit te kom en sommer gelukkig ook te wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, help vir ons om u padkaart te volg in ons lewe. En as ons dalk afgedwaal het omdat ons eie wil en ons eie kop wil volg en so verdwaal geraak het, bring ons weer terug op die regte pad. Dankie dat ons kan staatmaak op u vergifnis, u liefde en u genade, wanneer ons na daardie liefde streef. In Jesus se naam. Amen.